Welkom by ons erediens. Dankie dat jy vandag saam met ons inskakel en saam met ons deel is van hierdie erediens op so 'n besonderse manier. Ons het laasweek begin met 'n nuwe reeks hier by die gemeente waaroor ons baie opgewonde is. Die reeks is 'n lewe van dankbaarheid, waar ons bietjie meer intentioneel is oor die dankbaarheid in ons lewens, waar ons saam op reis gaan en ontdek hoe dit lyk om dankbaar te wees, waar begin dankbaarheid, en die manier hoe ons op reis gaan met hierdie tema 'n lewe van dankbaarheid, is waar ons saam verskeie tekste saam lees, saam ontdek wat dit vir ons kom sê, en dan fisies iets gaan doen, sodat ons eie lewe ook kan getuig van 'n lewe van dankbaarheid. En daarom wil ons sommer nou reeds jou uitnooi om saam met ons op reis te wees, saam met ons in te koop op hierdie verskeie oefeninge wat ons gaan doen, uitdagings, uitnodigings as jy wil, dat ons saam meer ontdek en saam meer leer van hoe 'n lewe van dankbaarheid lyk. Voordat ek verder aangaan met die tema van 'n lewe van dankbaarheid, het ek gedink dis ook goed dat ons vandag mekaar herinner dat dit Vrouedag is, Nasionale Vrouedag hier in Suid-Afrika, en dit is al 70 jaar wat ons terugdink aan wat in 1956 gebeur het op die 9de Augustus. Vroue wat na die Uniegebou in Pretoria gemarseer het, vroue wie opgestaan het vir dit waarin hulle glo. Ons dank die Here vir vroue in ons omgewing, vandag nog, vir die verskil wat hulle maak. As jy 'n vrou is, wil ons vandag vir jou ook dankie sê, vir dit waarin jy glo en dat jy opstaan daarvoor. Dankie ook vir die verskil wat jy in jou geloofsgemeenskap maak. In Efesiërs 1 vanaf vers 4 tot by vers 6 lees ons die volgende, en ek herhaal eintlik wat ons laas week reeds vir mekaar kom sê het. Dit sê: so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Vandag word ons opnuut weer herinner dat God ons gekies het. Dat God jou kies. Hy wil graag met jou in verhouding leef. Dit is hierdie God wat vandag jou ook kom groet met die besonderse woorde: genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons raak stil en dan stel ons onsself in op die teenwoordigheid van die Here ons God. Here ons God, ons is vandag hier saam as gelowiges. Ons is saam hier omdat ons weet dat U ons hier bymekaar gebring het. Ons is op hierdie besonderse manier saam, want U het ons genooi om saam met U in verhouding te leef. Soos ons hier op hierdie besonderse manier saam is, vra ons dat U deur die Heilige Gees ook nou in ons sal werk, soos wat ons weet U reeds doen, soos wat ons weet U voortdurend doen. Dat U deur die woord ons harte sal kom aanraak, ons gedagtes sal kom vorm. Here, dat ons meer en meer gelyk raak aan U beeld. Here, want ons weet ons wêreld
is honger vir U. Ons wêreld het U nodig. Help ons om 'n deel van U liefde, 'n deel van U genade vir die wêreld te kan gaan leef, soos ons deur die woord ook nou gevorm word. Dankie Here dat ons as gemeenskap van gelowiges U woord kan lees, dit saam kan oordink en daardeur gevorm kan word. Amen. Ons skriflesing vir vandag is in Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot vers 10 en ek lees vir ons graag die nuwe lewende vertaling. As gevolg van julle verkeerde lewe en sondes was ook julle geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld, ja, deur die regerder van die mag wat in die lig is. Dit is die gees wat nou nog werk in almal wat aan God ongehoorsaam is. Ons almal het vroeër so gelewe. Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens wat in ons gedagtes opgekom het ons sommer net gedoen. Soos die ander mense was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem. Maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefgehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, hy ons saam met Christus lewend gemaak het. Dis dus God se genade wat maak dat julle verlos is. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. So sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke, wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Tot sover lees ons vandag. Ons het mekaar laasweek herinner dat ons hele lewe 'n lewe van dankbaarheid moet wees. In Efesiërs 1 lees ons hoe Paulus begin deur te sê, lofwaardig is die Here ons God. Ons moet God prys, want God het ons uitverkies. Deur die werke van die drie-enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is elkeen van ons verseël as nuwe erfgename. Leef ons in verhouding met God, en het God vir elkeen van ons kom sê, jy is myne. Wat 'n wonderlike vertrekpunt. Wat 'n goeie nuus vir elkeen van ons. Maar dan kom ons oor na hoofstuk 2 toe vandag, en dis amper asof Paulus 'n hele paar tree teruggee, wanneer ons die eerste deel, vers 1 tot vers 4, vandag saam lees. Dis amper asof Paulus sy woorde terugtrek. Wanneer ons lees, julle was bestem vir die dood, julle lewe het julle gelei tot die dood toe. Inderwaarheid sê hy, julle was dood. Die beeld wat hy hier skep, is die beeld van 'n ashoop. Die einde van 'n lewe, alles wat weggegooi word, gaan na die ashoop toe. Nou in die week het ek die voorreg gehad om saam met my dogtertjie weer vir die eerste keer in naby aan 20 jaar die liedjie Die Lapop van Karika Kesenkamp te luister. En soos ek haar die lirieke leer van hierdie lied,
laat dink dit my toe so aan hierdie deel wat Paulus geskryf het hier in Efesiërs 2. Ek wil graag die lirieke vir ons lees van die lapop. Iemand het 'n lapop op 'n ashoop weggegooi. Sy was gedaan en stikkend, verbleek en nie meer mooi nie. Op die ashoop hoor sy stemme praat en die verwelkom haar. Maar o elende, toe sy kyk, wat sien sy daar? Net 'n vrotpampoen en 'n stikkende skoen, 'n grammofoonplaat en 'n kous sonder maat. Net 'n leë bottel bier, 'n verlepte angelier, 'n gelapte binneband en 'n ou koerant. Ek hoop jy het dit saam met my gesing. Hierdie woorde wat ons hier vind, is vir ons 'n beskrywing van dinge wat weggegooi word. Dis vir ons die beskrywing van geen hoop. 'n gelapte binneband, 'n leë bottel bier, alles wat weggegooi is. Paulus sê dat ons lewe voor Christus 'n lapop was, sonder lewe, vir die dood bestem. Paulus sê, ja, selfs julle was vir die dood bestem. Julle was geestelik dood. Interessant dat Paulus hierdie ongelooflike sterk beeld gebruik wanneer hy met die gelowiges praat. Merkwaardig dat hy sulke sterk woorde gebruik. Hy probeer vir ons iets duidelik maak van hoe verlore die mens sonder Christus is. Nie net was nie, maar steeds nou. Wanneer Christus nie deel is van ons lewe nie, wanneer ons nie in verhouding met God leef nie, is jou lewe dood. Ja, ons lewens kan vervul wees met soveel ander aktiwiteite, soveel ander dinge waarmee ons onsself besig hou, dat ons onsself selfs kan oortuig dat ons lewens vol is, vol van die goeie. Maar Paulus kom maak hierdie sterk uitbeelding en sê, wanneer ons nie Christus in ons lewens het nie, wanneer ons nie in verhouding met God leef nie, is ons ook 'n lapop. Wanneer hy praat van geestelik dood wees, die beeld van dood wees, sê hy dat iemand wat dood is, nie kan reageer as daar enige prikkel op die lyf is nie. Iemand wat lewend is, wanneer jou hand op 'n warm stoof geplaas word, sal jy vinnig reageer om dit weg te neem. Wanneer iets jou seer maak, sal jy vinnig reageer om dit te kan verander. Iemand wat dood is, kan nie daarop reageer nie. Wanneer ons geestelik dood is, reageer ons nie op dit wat lewe by ons wegvat nie. Inteendeel, hy kom skryf, ons neem deel aan hierdie sondige praktyke. Hy sê ons vorm deel van hierdie lewe. En baie keer wil ons as gelowiges, ons wie kerk toe gaan, ons wie sê ons is kinders van God, wil ons onsself eenkant hou en distansieer van die wêreld, die wat nie leef soos ons nie, en wil ons sê, gelukkig is ek nie soos hulle nie. Gelukkig is daar nie 'n sondige natuur in my nie. Maar Paulus kom sê aan die einde van vers 3, begin van vers 4, sê hy, soos die ander mense was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem. Soos die ander mense was ons deel daarvan. Elkeen van ons het tog iewers in ons lewe die behoefte, die begeerte, om eerder ons eie wil te volg as God se wil. Vanselfsprekend was ons dan ook vir God se straf bestem. Vers 4 begin dan met maar God. Nie maar julle as gelowiges het goeie dade gedoen en daarom is julle gered nie. Nie maar julle as gelowiges is beter as ander of doen minder sonde as ander en daarom
is julle vrygestel van hierdie lewe van die dood nie. Hy sê, maar God se liefde is vir my en jou genoeg. God se genade is vir my en jou genoeg. God se krag is vir my en vir jou genoeg. Sien, want die krag wat vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, die krag van God wat vir Christus uit die doodheid opgewek het, is die krag wat my en jou neem uit daardie lewe van dood uit. Daardie versoekings, en dit kom maak ons lewendig. Dit kom gee 'n nuwe lewe vir elkeen van ons. Nog voordat ons kon kies of kon vra daarvoor. En dis waarvan die doop ons so mooi herinner. Nog voordat ons kon kies, nog voordat ons kon reageer daarop, kom sê God, ek gee vir jou die nuwe lewe. Jy is saam met Christus uit die doodheid opgewek. Jy is nie meer bestem vir die dood nie. Jy is nie meer 'n lapop sonder lewe daar op die ashoop nie. Nee, jy's 'n nuwe skepping. Daarom dat Paulus dan hier in vers 9 en vers 10 oorgaan om vir ons te verduidelik, ja, elkeen van ons is 'n nuwe skeppingswerk. Die handewerk van God. Nou wanneer ons na skeppingswerk kyk in die Griekse vertaling, dan raak dit vir ons al hoe meer duidelik dat hierdie skeppingswerk 'n kunswerk is, 'n meesterstuk van God. God het ons lewend gemaak, hy het ons nuut geskep en ons is sy kunswerk vir die wêreld. Ons is sy kunswerk in sy skepping, nuut gemaak. En hierdie kunswerk moet iets na die wêreld toe uitbeeld van wie God is. Ons kan nie anders as om iets uit te beeld van wie God is nie, want God het ons nuut gemaak. God het ons 'n meesterstuk kom maak. Ons lewens loop outomaties oor in dankbaarheid. Ons lewens loop outomaties oor dat ons nie anders kan as om God se liefde vir die wêreld te wys nie. Nie anders kan as om ons lewens so in te rig dat ons vir die wêreld getuig van wie God is nie. Nou ons weet, ons het hierdie spanning tussen ons eie begeertes en dit wat God vir ons wil hê. En daarom is dit so nodig dat ons sekere ritmes, geloofsritmes in ons lewens inoefen, sodat ons al hoe meer geneig is om te doen wat God wil hê, eerder as ons eie wil. Want ons weet ons is nuut gemaak. Daarom wil ons al meer en meer gelyk raak aan die beeld van Christus. Paulus sê dan in hierdie teks ook, gee hy vir ons die uitnodiging, ja, julle wie gered is, julle wie hierdie gawe van God se genade ontvang het, julle lewens moet getuig daarvan. Hy self sê ons moet iets gaan doen wat ons help om hierdie geloofsritmes in ons lewens in te oefen, sodat ons al meer en meer gelyk raak aan die beeld van Christus. Ons doen nie sekere goed omdat ons gered wil word nie, sodat ons redding kan bewerkstellig nie. Nee, hy sê, jy doen hierdie dinge want jy weet, jy's reeds gered. Jy doen goeie dade, omdat God dit op jou hart plaas om dit te doen. Baie keer het ons hierdie gedagte dat ons goeie dade wil doen, want ons wil net seker maak ons is redelik okay, wanneer ons aan die ander kant van die lewe kom, wanneer ons 'n ewige lewe bereik, wil ons net seker maak ons is darm gered. Maar Paulus sê, nee, ons is nie gered vir eendag nie.
Ons is reeds vrygekoop sodat ons vir nou, vir die wêreld kan leef. Om goeie dade te doen, distansieer ons nie van die wêreld nie. Die goeie dade bring ons in die wêreld in. Help ons om mense in nood raak te sien. Help ons om ander te kan ondersteun. Dit help ons om God se beeld vir die wêreld te leef. Ek het aan die begin genoem dat ons op reis is, saam as gemeenskap van gelowiges, dat ons sekere dinge gaan begin doen, gaan oefen, sodat dankbaarheid deel vorm van elke deel van ons lewe. Wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk, en wanneer ons besef dat God se genade so groot en so goed is vir elkeen van ons, dan hoor ons, elkeen van ons moet ook iets doen. Die uitnodiging wat ons vandag aan julle wil gee, aan julle wil rig, is om te vra dat jy in hierdie week, nie oor 2 weke of oor 3 weke nie, maar spesifiek in hierdie week, iets vir iemand sal gaan doen. Jou doen en my doen lyk anders. En ons het respek vir mekaar daarvoor. Maar ek wil graag nou die geleentheid gee, dat jy met die Here kan gesels, vir hom sal vra dat hy deur sy gees jou in hierdie week sal lei, om iets vir iemand te gaan doen. En die geheim lê daarin dat ons nie iets gaan doen vir iemand wat dit vir ons kan terugdoen nie. Nee, die waarde lê daarin dat ons iets vir iemand kan doen wie juist dit nie vir my kan terugdoen nie. Wie juist nie vir my iets kan teruggee nie. Want Christus het vir ons sy genade kom gee en niks wat ons doen kan maak dat ons dit verdien nie. Hy het dit vrylik vir ons kom gee. Ek gee geleentheid dat jy vir nou, vir 'n oomblik met die Here kan gesels en hom kan vra om jou bewus te maak van dit wat jy in hierdie week vir iemand anders kan gaan doen. Dankie dat jy saam met ons op reis is. Dankie dat jy inkoop op hierdie inoefening van 'n lewe van dankbaarheid. Ek verbind myself daartoe om in die week wat kom, mense wat ek ken te gaan help om hulle bokse te pak, want hulle trek binnekort. Dis 'n lekker uitdaging. Ek nooi jou om op die uitkyk te wees vir iets wat jy hierdie week vir iemand anders kan doen. Ek sluit graag die erediens af deur saam met jou 'n geloofsbelydenis te doen. Op die skerm sal verskyn liturg. Ek lees die liturgdeel en waar staan gemeente, kan jy dan, waar ook al jy is, saam met my hardop sê. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En saam sê ons dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Wat moet ek weet in hierdie troos? Wat moet ek weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En saam sê ons, ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. Ten derde, hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Kom ons bid saam.
Here ons God, ons besef dat ons as mens maar elendig is. Ons besef dat ons sonde groot is. Here, wanneer ons kyk na die wêreld en hoeveel mense seer het, wanneer ons kyk na die oorloë, wanneer ons kyk na korrupsie, dan word ons weer bewus van hoe stikkend en seer hierdie wêreld is. Hoe mense op hulle eie gewin ingestel is en ander seermaak. Ons is diep bewus van ons sonde. En daarom, Here, wanneer ons weer hoor dat U genadig is, wanneer ons weer hoor dat U ons vry kom koop het, omdat U goed is, nie oor wie ons is of hoe goed ons dink ons kan wees nie, Here, dan is ons oorweldig met dankbaarheid. Want ons weet, ons kan dit nie verdien nie. Help ons, Here, dat ons lewens sal getuig van hierdie dankbaarheid teenoor U vir U goedheid in ons lewens. Help ons, Here, om 'n verskil te maak waar oral ons beweeg. Help ons om iets vir iemand anders te kan doen sonder dat ons dit terug verwag. Nie omdat ons dink ons goed is nie, Here, maar omdat U dit op ons harte plaas, omdat U die een is wat ons stuur om U beeld vir die wêreld te gaan uitleef. Mag daar dan, omdat ons gehoorsaam is, omdat ons daarna streef om U beeld uit te leef, mag daar verandering in ons wêreld kom. Mag die wêreld weer 'n diepe soeke hê om U, die koning bo alle konings, ons Vader, te ken. In die groot en in die heilige naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ons het by die gemeente dit goed gedink om vir julle so 'n bietjie bekend te stel aan die onderskeie bedienings hier by ons gemeente. In ons tyd waar ons fokus op dankbaarheid, is ons ongelooflik dankbaar ook vir die onderskeie bedienings wat hier by ons gemeente funksioneer. Ons wil graag vir almal dankie sê vir hulle harde werk. Dankie ook vir jou bydrae wat hierdie bediening help om 'n verskil te maak. Kyk gerus saam met ons na die Omgee Bediening se video. Corrie Pieters, ek is die voorsitter van die Omgee Bediening hier by NG Groot Brakrivier. Ons as die Omgee Bediening, ons is 'n hele paar gemeentelede wat deel is daarvan. Ons groot werk is om ons Bybelse opdrag na te kom, om barmhartigheid uit te leef teenoor ander. Maar om hierdie opdrag na te kom, kan ons nie op ons eie funksioneer nie. Ons het julle as 'n gemeente nodig. Julle is ons oë, julle is ons ore, en julle sal vir ons kan bewus maak van waar is daar nood. Maar behalwe die bewusmaking, het ons ook julle ondersteuning nodig. Sonder julle materiële ondersteuning, sonder die kruideniers wat julle vir ons in die houers voor in die kerk plaas, sonder die woord om vir ons te sê, daardie persoon kry swaar, gaan ons niks self kan doen nie. As julle weet van iemand, kontak vir ons by die bediening, vir my, kontak die kerkkantoor, maar die belangrikste is, die opdrag begin by elkeen van ons. Kyk net eers, kan julle nie self 'n oor gee vir hierdie persoon wat nood het nie? Kan julle nie dalk hierdie persoon help nie? Dit is so goed om hierdie opdrag uit te leef. Ons ervaar dit elke dag. Ons word as 'n gemeente beloon deur ons optrede na buite, hoe ons teenoor ander optree. En die persone wat nood het self en nie weet hoe om by ons uit te kom nie, julle is baie welkom. As iemand nie vir julle raak sien nie vir julle hoor nie, kontak ons kerkkantoor weer.
Dit is die pad wat ons hier loop. Maar ons wil so graag hê, almal van julle moet eintlik deel wees van ons bediening. Ons sal julle hande wees, ons sal julle voete wees, maar ons het julle nodig. Luister asseblief, dra dit asseblief aan ons oor. Baie dankie en ons vertrou dat ons almal se ondersteuning gaan kry, want dit is ons opdrag. Dankie dat jy 'n verskil maak. As daar enige manier is wat jy graag 'n bydrae wil maak en jy weet nie op die oomblik hoe om dit te doen nie, is jy welkom om die kerkkantoor te kontak of die kerk se selfoonnommer en ons help jou graag. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om in die gawe van God se genade te leef. Afkondigings. NG Kerk Groot Brakrivier 9 tot 16 Augustus 2026. Sondag 9 Augustus 2026. Geen leefkerk in die kerksaal. Maandag 10 Augustus 2026. Publieke vakansiedag. Kerkkantoor gesluit. Woensdag 12 Augustus 2026. Kooroefening by die orgel om 16:45. Alle belangstellendes welkom. Marida 082 471 0751. 1800 uur blokbyeenkoms. Blok 2 Voorbrug. Blok 3 Mossienes tot Stasieweg en blok 4 Langstraat Bo en Pine Creek. Sondag 16 Augustus 2026. Erediens om 10 uur, Dominee Leon Cronje. Kleuterkerk in lokaal 6, Kategese. Spesiale offer vir omgeebediening by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Groenkloofpreek om 10 uur, Dr. Frans Hanke. Leefkerk om 5 uur in die kerksaal, Dominee Leon Cronje. Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke. In die voorportaal is daar lidmaatvorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Ons leraars besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag, Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Bedieninge. Eiendomsbediening. Ons wil u vriendelik versoek om asseblief van die geverfde parkeerstrepe gebruik te maak wanneer u op die gras parkeer. Ons wil graag die gewoonte gevestig kry. Bybelstudie. Indien u by 'n Bybelstudiegroep wil inskakel, kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting. Omgeebediening. Om betrokke te raak, kontak vir Corrie Pieters 082 327 9527. Ondersteuningsbediening. Om betrokke te raak, kontak vir Rihanna Breers 081 039 8853. Riet Janse van Rensburg 082 928 6525. Neem kennis. WhatsApp broadcast groep. Om die eredienste en gemeentenuus te ontvang, stuur 'n WhatsApp boodskap na die kerkfoon 073 319 9807.
met u inligting, naam, adres en selnommer en versoek om deel van die WhatsApp broadcast groep te wees. Lofdans, tyd Dinsdae 10:00 in die kerksaal. Om betrokke te raak, kontak Adrie Peens 082 928 6525. Reunie deur Frank Opperman, Saterdag 22 Augustus om 7:00 die aand. Kaartjies by kerkkantoor. FEBA Radio SA. Ons bid vir FEBA internasionaal. Hoewel mans en vroue baie ervarings deel, is daar sommige uitdagings wat net ander vroue kan verstaan. Dit is waarom die skrif vroue aanspoor om mekaar te leer. Titus 2 vers 3 tot 5. En dis ook waarom FEBA 'n vroueprogram uitsaai wat handel oor die unieke ervaring van vroue in families, vriendskappe, die huwelik, moederskap en die werkplek. Programme word deur vroue vervaardig wat in dieselfde gemeenskappe as hul luisteraars woon en daarom begrip het vir hul omstandighede. Ons gebed vir die week. Bid dat vroue deur FEBA se programme aangemoedig sal word om hul lewens in God se woord te anker. Die web nggrootbrak.co.za. Nuut op 9 Augustus 2026. Erediensbediening. Kry die skakel na die YouTube erediens van 9 Augustus 2026 deur Dominee Charney Viljoen. 2. Bybelstudiereekse. Splitsekondes met God is heerlike oomblikke vir elke dag. Die weeklikse afkondigings, as ook lief en leed, is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Leraars. Dominee Charney Viljoen, Dominee Leon Cronje. Adres: Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Telefoon: 044 620 2205. Webwerfadres: https://vorentoe_, www.nggrootbrakrivier.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.